Welkom by Soteria seriebediening. Hierdie preek is lewendig opgeneem tydens een van ons dienste. Sit terug en ontspan terwyl hierdie woord jou lewe stig. Ons het woensdag aand by 'n selgroep gepraat oor die gedagte van waarom die dood aan die kruishout, waarom die dood aan die kruishout. En ek het in my hart gevoel dat ons so 'n bietjie by hierdie gedagte gaan stil staan vanoggend. Ons kan vir onsself die vraag afvra: waarom is Jesus Christus spesifiek gekruisig? En dit is sekerlik in daardie tyd ook, in die Romeinse tyd waar Jesus gekruisig was dit ook sekerlik ook die wreedste manier om te kan sterwe. Want jy sien, dit is nie regtig die wonde aan 'n mens se hande en aan 'n mens se voete wat jou doodgemaak het nie. Dit is die minste gewees. Maar wat gebeur dat wanneer iemand in so 'n posisie hang, dan sal dit beteken, terwyl jy ontspan aan daardie spykers wat jou vasgekap het, terwyl jy ontspan, dan beteken dit dat jou borsspier en jou diafragma druk al die lug uit jou longe uit. So terwyl jy ontspan, dan versmoor jy eintlik. En om weer te kan asemhaal, dan moet jy jou weer aan daardie wonde optrek. Nou, mense beweer dat, ek het nie 'n probleem daarmee nie, hulle kan maar so sê ook as hulle wil, maar mense beweer dat daardie spykers ook nie regtig deur 'n mens se hande gegaan het nie, maar juist deur die polse, omdat die weefsel in die hande nie sterk genoeg was om gedurig opgetrek te word en so net so uitgeskeer het, en die mees aangewese plek toe gewees het deur die polse. Maar hoe dit ook al sê, dit maak nie vir my regtig saak nie, gaan nie die wese van die evangelie van Jesus Christus vir ons verander nie. Maar ek wil hê jy besef dat wat die dood eintlik beteken, is dat die persoon moet gedurig deur optrek om asem te kry, en sodra die pyn te veel word en om so opgetrek te wees aan daardie wonde, dan ontspan jy maar weer. In daardie oomblik wanneer jy weer ontspan, dan het jy weer die gebrek aan suurstof in jou longe, omdat al die lug uit jou longe uitgepers word. En so gaan dit aan dan, totdat 'n persoon naderhand uit letterlike uitputting sal versmoor of sal sterwe. En dan het die Romeine ook 'n gebruik gehad, en hulle het gesê dat wanneer 'n persoon gekruisig word, as so 'n persoon teen die aand nog nie gesterwe het nie, dan sê hulle, dan haal hulle daardie persoon van daardie kruishout af, en so 'n persoon se bene word dan gebreek om te kry om dan te sterwe. Hoekom die bene gebreek word, weet 'n mens nie. Maar in die geval van die Here Jesus Christus, is dit om die Bybel heeltemal perfek in lyn te bring, want die Bybel verklaar ook dat Jesus Christus is God se paaslam geslag vir ons. En dit beteken dat daar mag nie 'n been in sy liggaam gebreek word nie. Net soos die paaslam, as hy die paaslam geslag het, mag daar nie 'n enkele been in hierdie lammetjie se liggaam gebreek word nie. En so was dit dan ook met Jesus Christus, dat Christus lê sy lewe af. Onthou dat Jesus Christus is nie regtig doodgemaak nie. Die woord van die Here sê dit ook, ons praat verkeerd as ons dit sê, die woord van die Here sê dit, Christus het sy lewe afgelê. En omdat hy sy lewe afgelê het, kon hy ook weer sy lewe opneem. Want die dood het nie geheers oor die liggaam van Christus nie. Christus het sy lewe afgelê, en hy kon dan daarom dus weer sy lewe ook opneem. Goed, dit is belangrik dat ons besef ook, in Christus lê sy lewe af voor sononder. En dit beteken dat dit was nie nodig om sy bene te breek nie. En dan kom dit in lyn met God se paaslam, wat sy bene nie gebreek was nie. En dan kom ons sien, ons die woord van die Here leer ook vir ons, dat die Romeinse soldaat het 'n spies in Christus se hart ingedruk. En dan sien ons dat volgens
mediese wetenskap, as die medies dit nou vir jou verduidelik, dan sê hulle, dit beteken in werklikheid dat Christus se hart het gebreek. Want om sy hart gebreek het die bloed uit die hart uitgekom, en in daardie sak, 'n watersak wat rondom die hart is, het die bloed ingeloop dan toe sy hart gebreek het, en daardie bloed het onder in hierdie watersak gelê. En die gevolg is, as die Romeinse spies in sy sy opgaan, en daardie watersak word gebreek, dan beteken dit dat die bloed sal eers uitloop wat onder in die watersak lê, en dan die water, en nou leer die woord van die Here ook vir ons, dat as hulle daai spies in sy sy insteek, het die bloed uitgekom daarna die water, wat nou vir hulle die mediese bewyse daarvan was. Maar ons wil hê dat, ek noem dit nou maar vir julle alles terloops hierdie, dat jy die volledige prentjie kan kry, werklik waar rondom die kruisiging van Jesus Christus. Kolossense 1 vers 20 sê dat hy het alles met homself versoen. Hy het alles met homself versoen, en hy het vrede gebring. Hy het vrede gemaak. Die vrede tussen die mens en God in werklikheid, omdat ons sonde vyandskap gebring het. Die woord van die Here sê, julle sonde het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God. Dat die sonde het eintlik 'n vyandskap gemaak tussen God en die mens. En Jesus Christus gee sy lewe aan die kruis, sodat hy vir ons 'n versoening gebring het, versoening met God die Vader, en vrede, die vrede van God, wat dan ook in ons harte en ons lewens ingekom het. Het Jesus so gelyk aan die kruissout? Nou, baie keer, dan sien ons prentjies wat daar geskilder word, en in die vroeë jare ook, is, die interessantheid is, ons sien altyd, hulle het prentjies vroeër geskilder van Jesus met sulke helder blonde hare in potblou oë, wat sommer net so gehang het aan die kruis, en eintlik het dit nie met hom sleg gegaan nie. Nou, die woord van die Here leer, as ons die woord van God reg verstaan, dan sal ons verstaan dat Jesus Christus het nie so gelyk aan die kruis nie. Hy het glad nie so gelyk aan die kruis nie. In die eerste instansie wil ek amper sê, dat Jesus kom uit Asië uit, en Asië se mense het nie blonde hare gehad nie. En in die tweede instansie wil ek ook dan sê, baie duidelik, dat die woord van God sê, dat hulle het selfs die hare uit sy baard uit sy gesig uitgeruk. Nou net 'n man weet hoe hard, hoe styf sit 'n man se baard. Dirk het 'n mooi bosbaard, maar as jy dink in Andrei ook, as jy nou dink as hulle daai baard probeer uittrek, dit is 'n geweldige pynende proses. Julle vrouens hou gereeld as julle ooghare uittrek. En nou, dis maar 'n paar haartjies as jy daar by julle oë uittrek, maar dink net daardie geweldige pyn wat dit moes gewees het. En dan het hulle hom ook gedurig in die gesig geslaan, en die profeet Jesaja profeteer daaroor in Jesaja 53, en hy sê dat Jesus Christus het geen aangesig gehad dat 'n mens hom sou begeer nie. Die woord van God sê eintlik, as Christus aan die kruis hang, het hy nie meer soos 'n mens gelyk nie. Dit is die waarheid. Ek kan sien in my geestesoog, as hy daardie kruiswoorde prewel, dan sien ek, dit word geprewel letterlik uit 'n bebloede massa, waar sy gesig eers was. Dit is wat die woord van die Here vir ons werklik waar leer, so, moet maar nie al daai prentjies glo wat julle sien nie. Voorstellings soos in die voorstelling, in die rolprent, Passion of the Christ, steurend vir baie mense. Die waarheid is dat Jesus kon baie erger gelyk het. Passion of the Christ in daardie rolprent het hulle meer 'n nadere weergawe gehad, wat dit regtig behoort te gewees het, maar ek sê dit kon daar selfs erger gewees het. Jesaja 52 vers 14, wat ek nou net genoem het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Dit is wat hy in die nuwe vertaling sê, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. So kan jy verstaan, dit is eintlik nie 'n menslike vorm herkenbaar, wat daar aan die kruis vir ons gesterf het. En ek glo, dat ons moet die kruis verstaan. Ek glo as ons nie die kruishout werklik waar verstaan, en wat daar gebeur het nie, dan sal ons nie werklik waar besef wat God vir ons gedoen het, deur Jesus Christus nie.
En daarom verkies ek ook nie om te sê, Jesus het gesterwe vir ons sondes nie. Jesus is gekruisig vir ons sondes, want dit is wat die Bybel leer. Hy is gekruisig vir ons, hy is nie doodgemaak vir ons sondes nie, hy is gekruisig vir ons sondes. Goed, hoekom sê ek dit? Daar is 'n groot verskil tussen die dood van Jesus Christus en die kruisiging van Jesus Christus. Jesus moes gekruisig word en kon nie op 'n ander wyse sterwe. Net besef dat Jesus Christus kon byvoorbeeld nie met 'n spies doodgegooi word nie. Hy kon ook nie op 'n brandstapel gesterwe het nie. Hy kon ook nie met klippe doodgegooi het nie. Hy kon hom ook nie verdrink het nie. Hulle kon hom ook nie met 'n pyl en boog geskiet het nie. Hulle kon geen van daardie maniere kon die dood van Christus gebring het nie. En daarom kom die vraag ook regtig in ons mense hart op, is dit, het die duiwel het geweet? Want jy sien, die duiwel het op baie maniere probeer om Christus dood te maak. Hy baie maniere probeer. Hy sê vir die Here, hy sê dat jy is die seun van God. Hy die Here, Christus erken as die seun van God. Hy sê spring van hierdie hoë berg af. Eers kom hy in die woestyn en wanneer die Here Jesus honger is en hy wil rebelleer teen wat Jesus Christus besig is om te doen terwyl hy daar vas en die aangesig van God soek, dan sê hy vir hom, sê vir hierdie klippe om brood te word. Jy die mag, jy kan vir hierdie klippe sê om brood te word. Nou brood in daardie tyd was soms 'n ronde broodjies wat hulle gebak het. So bietjie groter as 'n hamburger wat ons vandag sien. En al daai klomp ronde klippe lyk almal net soos lekker hamburgers naderhand as jy honger is. En die duiwel wys vir hom hierdie klippe wat soos brood lyk. Hy sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. En dan sê die Here Jesus, Satan, daar sal gestaan geskrywe, 'n mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Elke woord wat uit die mond uit van God gaan, daarvan sal ons lewe. En toe sê die duiwel, wow, die Here Jesus gebruik skrif, nou gaan ek ook begin skrif gebruik. Dis vir die duiwel kan ook skrif gebruik. En hy sê vir die Here, spring van hierdie hoë berg af. Nou daar onderbuikbaar skynbaar sê hulle, was eintlik waar die tempel was, so sê William Barclay, een van ons groot teoloë. En eintlik sê hy vir Jesus Christus, spring daar af. En as jy in die oggend daar afspring, wanneer die ouens kom vir die oggendgebede, dan kan jy nou daar so 'n lekker soft landing maak, dan gaan die mense glo. Jy daar so verhoog van die berg afspring en jy maak so lekker soft landing. Hy sê dan sal die mense glo. Hy sê want die skrif sê hy sal sy engele aangaande jou bevel gee en op sy vleuels sal hulle jou dra. Toe gebruik die duiwel ook skrif. Kan jy sien? En dan bestraf die Here hom en hy sê Satan, gaan weg agter my. Verskillende pogings wat die Satan geloods, ek het dit nou net vir u gesê, skies ek het baie keer 'n manier om by my notas verby te gaan. Goed, waarom spesifiek die kruis? Deuteronomium 27 vers 23 sê, die een wat opgehang is deur God vervloek. Daar was 'n baie spesifieke wet gewees of 'n lering en sê dat 'n mens wat gekruisig word, wat opgehang word aan 'n hout, daar sê hulle dit daar, en daarom dat baie mense vandag sê dat Christus is nie gekruisig nie, maar hy is aan 'n paal vasgespijker so, wat dit ook al sê, dit maak ook nie vir my saak nie, dit verander nie die wese van die evangelie nie, maar die belangrikheid is dat die woord van die Here sê dat die een wat so opgehang word, gekruisig word, daar so 'n persoon is vervloek. En nou sê die woord van die Here ook vir ons iets anderster. Deuteronomium 27 vers 26 verklaar, vervloek is hy wat nie die wet onderhou om dit te doen nie. Vervloek is hy wat nie die wet onderhou nie. 'n ander gedeelte sê, vervloek is hy wat nie by elke letter wat in die wet geskrywe is kon bly nie. En nou weet ons ook, die woord van God leer vir ons dat een persoon wat op hierdie aarde was, wat nog die wet volkome kon onderhou het, was Jesus Christus alleen. So met ander woorde, as daar 'n vloek rus op 'n mens wat nie by elke letter wat in die wet geskrywe is dan kan bly nie, en daar rus 'n vloek op die lewe van iemand wat gekruisig is, dan beteken dit vir ons baie duidelik dat op elke mens het daar 'n vloek gerus. En dit beteken dat Christus het nie net alleen
vir ons sondes gesterwe nie, maar hy het ook gesterwe aan die kruis, hy is gekruisig ook vir die vloek wat op die mensdom gerus is. So daardie vloek wat op die mens gerus het, omdat hy nie kan bly by elke letter wat in die wet is nie. Dit beteken ook dat hy het ook daardie vloek op hom geneem, en hy het vir daardie vloek gesterwe, en hy het gesterwe vir ons sondes aan Golgotha se kruishout. Goed, nou moet ons, as ons daarna kyk, dan moet ons vir onsself meer en meer begin vra, as Christus ons verlos het van die vloek van die wet, is dit dan nie so, as Paulus skryf in Galasiërs die 3de hoofstuk, en ook so dat hy het ons ook losgemaak van die wet nie. Die wet was nie in staat om ons te red nie. En ek dink dit is in Galasiërs 3 vers 3, wat ek verlede week aangehaal het ook, waar die woord van die Here sê, en as jy in die makliker Afrikaans lees, dan sê dit, hoe is dit moontlik, dat die wet kon julle nie red nie? En hoe is dit dan, dat julle nou teruggryp na die wet toe? En Paulus begin die gedeelte in Galasiërs, hy sê, o onverstandige Galasiërs, in die ou vertaling, hy sê, weet julle dan so betower, julle wat in die waarheid begin het, nou weer die waarheid van die verlossingswerk van Jesus Christus wil eenkant sit en weer die wet wil aanhang. Hy sê, hoe is dit, die wet kon julle nie red nie, maar julle is gered deur geloof in Jesus Christus, en nou gaan julle en julle sit weer dit wat God vir julle gegee het. Sit julle dan weer eenkant om weer agter die wet aan te gaan. Christus word vir ons 'n vloek, dit het ons gesê, Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Dit is nou Paulus in Galasiërs 3 vers 13. Ek wil regtig vir julle so 'n uitdaging gee. Gaan bietjie vandag, dan gaan vat julle net Galasiërs 3 vers 13, en julle lees hom deur, lees hom in verskillende vertalings ook, lees hom deur, en besef wat die woord van die Here regtig vir ons sê, besef wat die woord van God vir jou sê, in Galasiërs 3 vers 13, ons het woensdag aand by 'n selgroep byeenkoms, het ons deur Galasiërs 3 gewerk, en het gekyk, wat werklik waar daarin staan. Daar sal altyd 'n vloek op die mens rus, totdat hy vrede gemaak het met die gekruisigde Here Jesus Christus. 'n lewe toe vir Christus, 'n lewe wat toe is vir Christus, is altyd oop vir die Satan. Jy sien, en dit is hoekom baie mense sê, ek kan nie verstaan nie, as God daar was, hoekom is my lewe soos dit is? Die waarheid is, as jou lewe nie oop is vir Christus nie, is hy oop vir die duiwel. Jy gee in werklikheid die vyand, gee jy die reg om jou lewe te treiter, as jou lewe nie oop is vir Christus nie. Daar is net een manier om werklik waar die Satan te weerstaan, is eers wanneer jy op daardie plek lewe, waar jy sê, ek het my lewe totaal en al vir die Here gegee. Dit help nie om te sê, ek gaan kerk toe nie. Mense, die kerk is 'n wonderlike en 'n goeie iets om by te wees. Inteendeel is, as ek weggaan vir 'n naweek, en ek kom op 'n ander dorp, die eerste plek wat ek soek waar is die kerk. As ek Sondag nie hier gaan wees nie, en daar waar ek gaan wees, dan soek ek, waar is die kerk? En want die kerk is vir my 'n wonderlike voedingsbron. Die kerk is vir my so noodsaaklik, as wat skool vir kinders is, as wat werk vir ons is, om 'n salaris te verdien. Dit is 'n onmisbare gedeelte van ons lewens, op voorwaarde, dat die kerk vir ons Christus en Christus alleen sal verkondig. Dat die kerk vir my leer, dat God wil hê, dat ek moet uitreik in liefde, na 'n verlore gaande wêreld daar buite. Jy weet, ek gaan nou nie naam noem nie, maar Dinsdagoggend, terwyl ek in die bank staan, besig om te bank toe, kry ek 'n oproep van 'n man, en hy sê vir my, dat hy het 'n geweldige probleem, sy vrou moet vanmiddag 2 uur begrawe word, en
Die kerk waar hy sy begrawe word, het gisterand vir hom 7:30 kom kennis gee, en sê jammer, hulle kan nie meer sy vrou se begrafnis doen nie, omdat sy nie 'n ingeskrewe lid is van die kerk nie. Ten spyte van die feit dat sy letterlik, die man sê, man, ek en my vrou is 47 jaar getroud, en in 47 jaar het sy aan daardie kerk behoort. Maar vir een of ander praktiese rede, is haar naam nog nie op die register van hulle nie. En hulle kanselleer haar begrafnis net so, sy mag nie begrawe word nie, uit hulle kerk uit nie. Jy sien, en dit gebeur, mense, wanneer jy 'n wet het, en Christus is nie eerste nie. In my hele lewe en bediening, ek dank die Here daarvoor, elke keer wanneer iemand my gevra het, wat glo die AGS, kon ek antwoord, ek gee nie om wat die AGS glo nie. Ek is ook nie mooi seker elke dag wat die AGS glo nie, maar ek kan vir jou sê, wat sê die woord van God? Ek kan vir jou sê, wat maak die leiding van die Heilige Gees, wat maak het, hoe reageer ek, hoe funksioneer ek, as gevolg van die leiding van die Heilige Gees? Dis vir so interessant ook, net Saterdag aand, Vrydag aand, wat verby is, dit is dinge wat die eerste keer in my bediening gebeur, Vrydag aand hier by 10:00, toe bel 'n vrou my, sy sê, ek het 'n probleem, ek sê, mevrou, wat is jou probleem? Sy sê, my kind trou môre 11:00, en die predikant wat hom moes trou, het nou net vir ons 'n rukkie gelede gebel, hy sê, hy het per ongeluk 'n dubbele boeking gehad, bespreking gehad, en hy kan nie my kind meer trou nie. En jy sien, dit is, hoekom gebeur sulke dinge? God wil altyd vir ons geleenthede gee om te kan goed doen aan mense daar buite. So dit is die ontsettende belangrikheid, en dis hoekom ek sê, laat jou lewe oop wees vir Christus. Laat Christus deur jou werk. Daar is 'n klomp nood wat daar moet aangespreek word daar buite, maar God het mense nodig wat se lewens oop is vir die Here. As die Here in Jesaja se tyd uitroep en sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Dit is verskriklik om te dink, dat God die skepping van die mens, God wat in sy groot genade en liefde met hierdie mensdom deel, dat God nog na hierdie aarde kan kyk en sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Nou, ek moet ook by sê, ek dank die Here. In ons kerk is daar 'n geweldige groot guns en goedheid teenoor die wêreld daar buite. Ek dank die Here, en ek kan sê, ek wil nie spog nie, ek hou nie van spog nie, maar ek kan met sekerheid sê dat ek weet nie van nog 'n kerk wat soveel uitreik na 'n verlore gaande wêreld daar buite om goed te doen, nie om kerkleerstellings aan mense af te dwing nie. Mense, kerkleerstellings beteken niks as die goedheid in die guns van God nie in jou hart is nie. As jou hart nie oop is vir die Here nie, dan gaan jy vir die koninkryk van God niks beteken nie. En as jou hart nie oop is vir die Here nie, sal hy verseker oop wees vir die duiwel. Sal hy verseker oop wees vir die duiwel. En daarom dat die psalmdigter gesê het in Psalm 91, hy sê, hy wat sy skuilplek by die Allerhoogste maak, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige, en ek sal vir die Here sê, Here, U is my toevlug, U is my bergvesting, U is my God op wie ek vertrou. Gedurig wat ek vir mense ook herinner, sê mense, praat bietjie met die Here, sê bietjie vir die Here, wat is hy vir jou? Sê bietjie vir die Here, wat is hy vir jou? My sê, Here, U is 'n noodapteek, as ek nou regtig nie weet wat om te doen nie, dan kom ek maar na U toe nie. Nee, sê Here, wat is U elke dag in my lewe? Wat doen U vir my? Wat voorsien U vir my in my lewe ook? Goed. Sonde moet na die kruis geneem word. Sonde moet na die kruis geneem word. Sonde wat jy nie na die kruis toe neem nie, word vir jou 'n vloek. Sonde is, onthou, dat sonde beteken ek het nie gebly by alles wat in die wet geskrywe staan nie. En dan sê die woord van God vir my, dat deur die kruisiging van Jesus Christus, daar, hy het gesterwe vir my sondes. So ek kan my sondes na hom toe neem en sê, Here, hier staan ek met al my sondige gewoontes, met al die sonde wat letterlik nog hier in my agterkop sit. Here, hier staan ek met 'n verlede wat nie lekker is voor U nie. Here, maar dankie, omdat ek weet dat Christus het daarmee gedeel, kan ek dit na U toe bring, want U daarmee gedeel. Kan nie verstaan, Christus
is die enigste een wat werklik waar kan deel met die sonde en die ongeregtigheid in ons lewens. Daarom dat die woord van die Here sê, weet jy, en dit beteken nie dat as jy jou hart en jou lewe oorgegee het aan God, dat jy nooit weer 'n fout sal maak nie. In 1 Johannes sê die woord van die Here, hy sê, geliefdes, julle moenie sondig nie. Hy sê, maar as julle gesondig het, onthou, julle het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. En as julle julle sondes bely, gaan hy verder, hy sê, God is getrou en regverdig om julle daardie sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Geliefdes, julle moenie sondig nie. Maar as julle sondig, onthou, vat dit na die Here toe. Ons moet elke dag, as ek 'n verkeerde ding sê, as ek 'n verkeerde gedagte het, of wat ek ook al doen, in die Heilige Gees openbaar aan my hier binne-in. Hier binne-in my. Openbaar die Heilige Gees, ek het gesondig. Vat dit dadelik na die gekruisigde Here Jesus Christus. Moenie wag totdat jy eers vanaand jou amptelike gebedjie gaan sê nie. En dan vir die Here wil bring nie. Nou loop jy die hele dag met daai sonde in jou. Dis nie wat God wil hê nie. God wil hê dat die oomblik, as jy ervaar in jou gees, dat jy 'n fout gemaak het, dat jy dadelik daardie sonde vat, en na die Here Jesus Christus toe vat. Want as jy dit nie vat nie, dan word daardie selfde sonde ook 'n vloek vir jou in die lewe. Daardie sonde kan teel ook, en erger is hase partykeer. So deel dadelik daarmee. Dit bring mee dat wat voorheen sonde was, nou nie meer sonde is. Dit beteken dat dit wat vir my verkeerd was, wat sonde was, gaan nie meer vir my sonde in my lewe wees nie, omdat ek het vir die Here gegee om daarmee te deel. Dan sê die woord van die Here verder ook, en jaag dan die heiligmaking na, waar sonder niemand God sal sien nie. Baie mense is onder die indruk dat hy 40 jaar gelede Sondagsgebedjie opgesê. Maar sy lewe het nie regtig veel verander nie. Dit werk nie. Baie mense sê, ek het tot bekering gekom en ek het my laat doop en ek was selfs vervul met die Heilige Gees, maar jy het nie heiligmaking nagejaag in jou lewe nie. Mense, dit werk nie. God se woord sê, jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand God sal sien nie. Dit beteken eintlik dat ek kom letterlik elke dag opnuut tot bekering. Nie elke dag Jesus Christus aanvaar nie, maar elke dag staan ek voor God en ek sê, Here, wat is daar wat U meer wil hê, wat ek moet doen? Jy weet, 'n baba, wanneer 'n baba gebore word, jy verstaan amper nie, daai baba het nie tande nie, en hy kan nie praat nie, en hy blaas net sulke bubbles, en hy gee vir jou 'n doek so gereelde basis, en hy vat baie van jou slaap, en almal koer oor hierdie baba, en sê, hierdie baba is oulik. Maar ek kan jou waarborg, as daai baba 10 jaar oud is, en die baba blaas nog steeds bubbles, ek kan nog steeds nie loop nie, ek kan nog steeds met my praat nie, kan nie verstaan, dan is dit 'n abnormaliteit. Dit is abnormaal, dit beteken dat daai kind het nie gegroei nie, daai kind het nie ontwikkel nie, dis abnormaal, is 'n abnormaliteit. En net so met kinders van die Here ook, jy moet seker maak dat jy groei in die Here. Jy moet seker maak dat jy groei in die Here. Kom ek vir julle sê, weet julle, daar is dinge wat God in my openbaar het, wat seker in die laaste 2 of 3 jaar, wat hier in my hart sluimerend was, maar dan skielik dan kom dit tot 'n werklikheid. Dan skielik besef ek, wat sê die Here vir my? Jy weet, ek het 'n paar jaar gelede vir myself gesê, Here, ek sal nooit weer vir iemand sê, hy moet ophou rook, hy moet ophou drink, dis sonde nie. Ek verkies om eerder vir hom Jesus Christus te bring as verlosser en saligmaker. Ek verkies eerder om te sê, jy kan hierdie ou sukkelende lewe afsterwe en jy kan die God gegewe lewe, die zoe lewe ontvang en die ou lewe is verby en jy kan in daardie nuwe lewe lewe. As om vir hom te verduidelik wat is sonde en wat is nie sonde nie. Wat beteken dit? As jy weet wat is sonde, wat is nie sonde nie, die wet het dit in elk geval vir jou geleer, maar God sê jy is baie ver as by die wet verby. Jy is op daardie plek, waar Jesus Christus vir die oorwinning en verlossing gee. Is vloeke en seën 'n werklikheid?
Ons kan die seën van die Here oor iemand uitspreek, sê man, ek seën jou met die goedheid en die guns van God. Ek het onthou dit in so my hart opgekom, toe ek nou vir iemand gaan bid het ook wat siek was, gesê, ek seën jou met goddelike gesondheid. Ek seën jou met goddelike gesondheid, herstel en oorwinning. Dit was Annetjie gewees, wat nou hierdie week in 'n motorongeluk was. Sy daar in haar bed lê en ek sien sy's nog vol spanning en goed, kon ek sê, ek seën jou met volmaakte goddelike gesondheid. Ek seën jou met geen verlies nie. Dit wat die vyand van jou wil steel, gee God vir jou terug. Ek seën jou daarmee. Ek het ervaar dat God wil ek van bid, en dit wat ek van gebid het, en dit glo ek gaan gebeur. Genesis 3 vers 17 sê, aarde om jou ontwil. Genesis 4 vers 11, daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond af. Dit was nou die vloek wat daar, ek wil hê, jy moet nou die gedagte kry, is vloek en stene werklikheid, en as die mens sondig, dan sê, en praat God met die duiwel, hy sê, vervloek is die aarde om jou ontwil. Genesis 4 vers 11, daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond af. Dit is God wat self vir die Satan sê, jy is 'n vervloekte. Genesis 12 vers 13, aan Abraham sê, ek sal diegene seën wat jou seën, en diegene vervloek wat jou vervloek. En daar sien ons die gedeelte ook van Balak en Biliam, as die koning Balak vir Biliam hier om wil betaal, sê vervloek net vir Israel. Dan kom hierdie man op 'n plek en hy sê, hoe kan ek hierdie volk vervloek wat God se seën dra? Weet jy mense, dan kan jy baie keer hoor as ouens sê, ek hoor baie keer dat selfs Christene praat, daar uitgesê, gaan my toer. Ek onthou een keer, terwyl ons nog hierdie kerk reggemaak het, ons hom gekoop het ek van 'n werker ontslaag geraak, wat nie regtig op die plek was wat ek wou gehad het, of die Here wou gehad hy moes wees nie. En toe sê hy vir my, en toe kom sy geld vat en sê, gaan, toe sê hy, sien jy hierdie geld? Ek gaan nou met hierdie geld na die slim man toe. Hy sê, en die slim man gaan met jou deel. Toe sê ek, moet jy met my daai geld liewes te gebruik, of jou kinders gaan kos koop, want die slim man werk nie met my nie. Ek is 'n geseënde van die Here. En God seën my, en geen slim man sal naby my kom nie. Gebruik liewe jou geld vir iets anders, ek kan nou al vir jou sê, dit gaan nie werk nie, hoor. En so sê daar weg, ek weet nie of die slim man sy geld het, of hy gaan kos koop het, of wat hy gemaak het met sy geld nie. Christus verlos ons van die vloek van die wet, Kolossense 2 vers 13, en die skuldbrief teen ons, wat met al sy inset ons vyandig was, is en uit die weg geruim, deur dit aan die kruis vas te nagel. Paulus het so 'n mooi manier om hierdie dinge te sê. Hy sê die skuldbrief, jy's 'n vervloekte, jy kon nie bly by die wet nie. Daarom kan jy verstaan dat Paulus ook baie duidelik vir ons sê, as Christus aan die kruis sou sê, en ek het laasweek daaroor gepraat, en diegene van die wat hier daai CD gekry het, die kry het asseblief, dat hy gepraat het, hy sê, die oomblik as Christus sê, dit is volbring, dan beteken dit, dat Christus het 'n totale nuwe omwenteling in die leefwyse van die mens gebring. Dit is volbring, sê dit. Nou sê Paulus in Kolossense 2 vers 13, ook hy sê, die skuldbrief teen ons, wat is die skuldbrief teen ons? Die skuldbrief teen ons, dat jy is 'n vervloekte, want jy kon nie gebly het by elke letter wat in die wet geskrywe staan nie. Hy sê, daai skuldbrief teen ons, is aan die kruis uit vasgenaal. Kan jy dit sien? As Christus aan die kruis uit vasgenaal word, dan word die skuldbrief ook vasgenaal, want hy dra my skuld, hy dra die vloek, hy dra my sondes, hy dra die ongeregtigheid. Kolossense 1 vers 20, en dat deur hom alles met hom versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. En as hy die skuldbrief vat, dan versoen hy 'n hele wêreld. 'n hele wêreld word versoen, die mensdom, deur Jesus Christus, wat ons lief het. Kolossense 1 vers 19 en 20, sê God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in die seun te woon, en om deur die seun sy goeie verhouding met alles in die hemel en op die aarde te herstel. Hierdie vrede is bewerk deur die bloed wat aan die kruis gevloei het. God het in Christus homself openbaar, sy volle goddelikheid aan die seun te laat woon, en
om deur die Seun sy goeie verhouding met alles in die hemel en op die aarde te herstel. Sonde, God sê vir die, in Genesis het hy gesê, sê vir die Satan, vervloek is die aarde om jou en wil, die aarde is vervloek. Sy mense om ons te vervloek op hom. Maar dan kom Paulus en hy sê, God het dit goed gedink om sy volle goddelikheid in die Seun te laat woon. En om deur die Seun sy goeie verhouding met alles in die hemel op die aarde te herstel. En hierdie vrede is bewerk deur die bloed wat aan die kruis gevloei het. Jesaja sê ongeveer 500 jaar voor Christus leef Jesaja. En hy sien 'n ander Messias as wat die volk verwag het. Jesaja 53 sê hy, wie sal ons glo? En wie sal die mag van die Here hierin raak sien? Kan jy verstaan dat die Joodse volk wag op 'n Messias wat weer die Romeinse juk van hulle sal afvat? Hulle verwag 'n Messias wat weer vir hulle 'n groot leier sal wees. Iemand wat 'n groot veggeneraal sal wees. En nou kom God en hy openbaar in Jesaja. En hy sê, Jesaja, die gesalfde, die gestuurde van Christus, sal nie net vir een geslag wees nie. Hy sal vir al die geslagte in die toekoms wees ook. Die offer van God, vir die mense sonder ongeregtigheid, hy sal nie 'n groot veggeneraal wees, soos wat julle dink nie. Hy gaan nie 'n groot en 'n magtige koning en 'n leier wees nie. Hy gaan 'n magtige koning wees vir al die geslagte tot in alle ewigheid. En daarom die woordjie, dit is volbring, beteken, in die Griekse sal omskryf, tetelestai, beteken iets wat in die verlede plaasgevind het, waarvan die gevolge altyd in die toekoms sal voortduur. As die Here vertoef om te kom 1000 jaar hier vandaan af, sal ons agter kleinkinders kan nog steeds sê, dit is volbring. Want die gevolge van die kruisiging duur altyd in die toekoms voort en voort en voort. Dit is een incident wat nooit sy krag verloor nie. En daar is 'n Engelse lied geskryf, hy sê, the blood will never lose its power. Die bloed van Christus sal nooit sy krag verloor nie. It reaches to the highest mountain and into the lowest valley. Julle ken mos daardie lied, dit is 'n pragtige lied, hoor. Jesaja 53 vers 4 sê, ons smarte het hy gedra. En nou vra ek nou, jy weet, as die Here Jesus my smarte gedra het, ek bid vir so baie mense wat nog hulle eie smarte wil dra. So baie mense wat dink, hulle moet nou maar eintlik bietjie suffer. Hulle moet so swaar kry, hulle moet so gebuk gaan onder die rampe en die ellende. Mense, ek weier om enige smarte te dra. Ek sal saam met jou bid, en ek sal saam met jou medelee hê, maar Christus het die smarte vir ons klaar gedra. Moet nooit God se vrede vergeet nie. Ons kan praat van die korrupsie in die wêreld, ons kan praat van die korrupsie in ons eie land, ons kan praat van die moord, in die dood en alles, en ek dink miskien wil die duiwel hê, dat ons moet ons fokus plaas op onvrede. Ons moet ons fokus plaas op dinge wat nie vrede is nie. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, moet nooit God se vrede vergeet nie. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, sê Jesaja 53, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die vyand weet wat om te doen om jou vrede te steel, jou bewus te maak van die dinge wat jou ontstel, soos 'n skakelaar die mense maar aan en afsit. Deel daarmee, vrede behoort aan jou, die God-type vrede is in jou, dit is vrede, daardie God-type vrede in jou, omdat Christus alles op Golgotha se kruishout vir ons bewerkstellig het. Loof die Here. Kom ons staan voor die Here in gebed. Vader, ons wil nooit vergeet dat U is ons vrede nie. Ag Here, my hart kom weer 'n ander lied op, wat sê, He is my peace that has broken down every wall. Here, U is ons vrede, wat elke skeidsmuur van die Satan afbreek.
U is ons vrede, Here, wat alle ongelukkigheid kan wegvat om ons. Here, maar baie keer, wanneer ons nie heeltemal op ons hoede is nie, dan kry die vyand tog reg om so 'n bietjie ongelukkigheid in ons harte in te bring. Here, maar dankie dat ons daarteen kan waak. Daarteen kan waak, Here, dat daar nie onvrede in ons hart en ons lewens inkom nie. En dankie Vader, dat ons elke keer, want dit is volbring, sê dat ek elke keer oor en oor teruggaan na U toe en bevestig, Here, U is my vrede. U is my vrede wat elke skeidsmuur sal afbreek. U is my vrede wat elke dag vir my wonderlike, goddelike oorwinning bring. Hemelse Vader, en dankie dat wanneer ons die vrede van God ervaar, is daar net een vereiste van die Here: gaan deel hierdie vrede met die wêreld daar buite. Gaan vat hierdie blye boodskap van vrede en oorwinning uit na 'n stikkende wêreld daar buite en sê dat die Here wil ook vir jou vrede gee. Die Here wil ook vir jou vrede gee. Vader, dat hierdie vrede van wat ons gekry het op Golgotha se kruishout, laat ons daardie vrede uitdra, proklameer, so ver moontlik, tot eer en tot verheerliking van U wonderlike naam. Amen. Amen. Prys die Here. Hierdie was 'n lewendige opname tydens 'n diens in Soteria AGS. Indien jy graag meer wil weet van Soteria Gemeente, kan jy ons webtuiste besoek by www.agssoteria.co.za of jy kan ons gerus kontak by 044 874 1842. Ons dienstye is 8 uur en 10 uur. Dis jou keuse.